Goeiedag en baie welkom by ons video-uitsending vir Sondag die 4de Mei. Ons het 'n vooraf opname gemaak hiervan. Eerste keer weer in 'n lang tyd dat ons dit doen. Gewoonlik het ons 'n lewendige uitsending, maar vandag het ons 'n groep mense wat optree by ons in Kanoebi in die erediens en hulle het ongelukkig kopiereg op hulle materiaal en daarom is ons genoodsaak om die boodskap op hierdie manier dan na u toe te beeldsyn. Ons is natuurlik besig met ons geloofsgewoontes. Ons is by ons 10de sessie hierin en ons gesels saam hoe om te week in God se woord. En vandag gaan ons spesifiek die lens opsit wat gaan oor liefde vir God se woord. Liefde vir God se woord. So voordat ons verder gaan, kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie oomblikke saam. Dankie dat ons weet dat hierdie oomblikke ook vir u kosbaar is. Hierdie ontmoeting wat ons ook met u kan hê. Vir elkeen wat ook hierna kyk, Here, erns maak met u woord, is ons gebed ook dat u ook vir hulle sal nader trek aan die hart. U ook vir hulle sal seën met die antwoord van die woord. En Here, dat u woord ook sal toegang hê tot hulle harte en hulle dit in ontvang sal neem, hulle eie sal maak. En dat elkeen, Here, ook sal reageer daarop in gehoorsaamheid en toewyding. Heilige Gees, ons vra dat u ons sal help met die kweek van 'n liefde vir u woord. En dat ons lewe ook daarvolgens sal rig tot eer en verheerliking van u naam. Ons bid dit Jesus in u naam. Amen. So ek gaan net so vinnig weer 'n voelvlug neem om stil te staan by waarmee ons besig is. Ons het 'n uitnodiging wat ons rig aan mense, die seisoen waarin ons is 'n seisoen van uitnodiging om te reis saam met Jesus die Here. Hierdie is natuurlik ook dan in ons ingangsportaal, ons kerkgebou, gemeentesentrum in Kanoebi, dan ook so sigbaar. En hiervoor is geloofsgewoontes baie belangrik. Ons het vir mekaar gesê die afgelope tyd, geloofsgewoontes gaan daaroor dat dit dinge is wat ons gereeld doen om ons geloof te help groei. Onthou, geloofsgewoontes doen niks op sigself nie. Hulle maak 'n mens nie sommer net van self beter nie. Hulle bring 'n mens net by 'n plek, op 'n plek waar God met ander woorde met ons kan werk. Ons kies ook om te praat oor genadegewoontes. En dit is genade van die Here dat ons sulke momente kan hê en ruimtes kan skep daarvoor. Sodat God met ons kan werk. Hiervoor is die Bybel natuurlik baie belangrik. Ons het na 'n hele reeks ander geloofsgewoontes gekyk. As jy die Braambos lees, sal jy sien dat ons ook in ons voorbladartikel daarna verwys. En die Bybel is God se woorde in ons hand. So, die eerste vraag wat ek wil vra is, wanneer het jy jou eerste Bybel gekry? Dink 'n bietjie vir 'n oomblik na terug. Miskien was dit 'n kinderbybel, miskien 'n makliker vertaling. Miskien is dit iets wat jy ontvang het met 'n besondere geleentheid in jou lewe, dalk 'n besondere verjaarsdag. Dalk was dit 'n feesvieringsgeleentheid, iets soos jou belydenisaflegging. Sommige mense ontvang hulle eerste Bybel met hulle doop. En later begin ons natuurlik eers daarin lees. En wat 'n voorreg is dit nie om die Here se woord in jou eie hande te kan hê nie. Vir meer as 1000 jaar het gewone mense nie toegang tot God se woord gehad nie. Ons het gesels daaroor verlede Sondag al reeds ook dat die kerk se geskiedenis 'n donker tyd ook beleef het. Toe die kerk van die tyd nie toegelaat het dat gewone mense die Bybel kan lees. Dit was ook onverstaanbaar vir hulle want baie mense is ongeletterd in Latyn. Die beskikbare Bybel van daardie tyd, mense het dit vertaal uit die Hebreëus en Grieks en Latyn, moeilike akademiese taal. En die gewone mense kon nie die Bybel in hulle eie huistaal of gewone taal lees nie. Dit moes deur priesters by die kathedrale gelees word, kerkgebou, dis deur hulle net uitgelê. En dan met die reformatie natuurlik, 1517, die afskop daarvan, 31 Oktober, Martin Luther wat natuurlik reageer daarop en 'n revolusie begin eintlik kan ons sê. En op die einde is een van die vrugte daarvan dat gewone mense ook die Bybel in hulle eie taal, in hulle eie hand kon hê. Hierdie is 'n voorreg, genade om God se woord te kan hê. Dink ons ooit so daaroor. En veral as ons wil leer en dieper ingaan in die week, in die geloofsgewoonte om te kan week in God se woord. Ook 'n geleentheid wat my op 'n plek bring waar God met my kan werk. En dit beteken dat ook
wanneer ek Bybel lees, ek ook in die pad van God se genade gaan staan, terwyl ek toelaat dat sy woord met my besig is. Ons hoor die woorde van Jesaja 52 vers 7 wat sê, hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. Wonderlike nuus, wonderlike nuus. So die vraag wat ek wil vra, voordat ons ook by vandag se hoofskrifgedeelte kom, het jy 'n hongerte vir God se woord? Ons het verlede Sondag bietjie daarna gekyk hoe om 'n hongerte vir God se woord te hê. Vandag se vraag gaan meer stil staan rondom die vraag, het jy 'n liefde vir God se woord? 'n Liefde vir sy woord. Het jy regtig so 'n passie? Dis meer as 'n emosie, dis 'n wilsbesluit, dis 'n keuse om lief te wees. Nie net vir jou Bybel as 'n dokument nie, maar 'n liefde vir God se woord. En die vraag wat ons wil antwoord om hierdie geloofsgewoonte te kweek, hoe week ek daarin? En dit is wat ons wil begin beantwoord oor die volgende paar weke. En daarvoor gaan ons vandag bietjie kyk na Psalm 119. Moet asseblief nou nie vrees nie, ons gaan nie die hele Psalm lees nie. Hierdie Psalm gaan eintlik daaroor, oor 'n liefde vir God se woord. Spesifiek in hierdie Psalm in die Hebreëse teks word gepraat van die Torah, God se voorskrifte, 'n liefde vir God se voorskrifte, sy lering. Daar's 176 verse in hierdie Psalm. Dis die langste Psalm natuurlik in die Bybel, maar dis 'n kunswerk. Vir die wat dalk nog nie weet nie of bekend is daarmee nie, hierdie is een van die akrostiese psalms wat ons vind in die Bybel, 'n akrostiese gedig. Wat beteken dit? Kom ek verduidelik dit gou-gou. Die Psalm word opgedeel in 22 strofes van 8. Nou 'n strofe is 'n stanza vir die ouens wat nou bietjie meer hou van die akademiese taal. En elkeen van hierdie strofes se verse begin met 'n volgende alfabetiese letter en dit is wat ons dan noem 'n akrostiese geskrif of dan in die geval 'n akrostiese gedig. Baie moeilik om dit te vertaal of dan op hierdie manier ook in 'n ander taal weer te gee. As ek nou vir die Hebreëse teks kan vinnig wys en ons gaan hierdie verse lees nou in Afrikaans. Mens lees van regs na links in die Hebreëse taal natuurlik en elke sinnetjie daar begin met dieselfde alfabetiese letters. Jy kan oplet, daar het ek om 'n sirkeltjie, dis 'n alef. Dis 'n alef. En so ook elkeen van die volgende verse tot in vers 8 begin met 'n alef. Sien nou maar net, jy sou 8 sinne begin wat poëties in digtelike vorm is met A, met die eerste letter van ons alfabet. Dit is die kunswerk. En om dit so oor te vertaal sodat dit ook in Afrikaans dieselfde kan doen, is regtig baie ingewikkeld. Die volgende 8 verse gaan dan begin met die volgende alfabetiese letter. Daar het ek 'n sirkeltjie rondom dit. Dis die beet. Dis die tweede alfabetiese letter. En so ook elkeen van die volgende versies tot en met vers 16. So dit is hoe die strofes ingedeel is. Elkeen. Volgende, die gimel, dalet, hy of jy, waf, zayin, gee, tet, ek gaan so aangaan tot met tauf, die laaste alfabetiese letter. 22 van hulle gaan dit so voort. So kom ons lees die eerste 8 verse. Ek gaan vir ons uit die 2020 vertaling lees in Afrikaans. Die eerste 8 verse klink soos volg, wat dan in die Hebreëus begin met 'n alef. Gelukkig is die mens wie se lewenspad onberispelik is en wat die wet van die Here volg. Gelukkig is hulle wat hou by sy bepalings, wat hom met hulle hele hart soek, wat ook nie onreg pleeg nie, maar net sy paaie volg. Nou as ek kan teruggaan na daardie Psalm toe wat in die alef begin, dan staan daar Asheree, die heel eerste woordjie daar, ook in vers 2, Asheree. En dit is die woord wat ons vertaal met gelukkig. Gelukkig is die mens. Psalm 1 begin ook so. Gelukkig is die mens, nê, wat hom nie hou in die kring van die spotters nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Kyk 'n bietjie hierna. Wat het te doen met vreugde, geluk, liefde, jou hele hart
is daarin. Kom ons lees verder. Vers 2. Gelukkig is hulle wat hou by sy bepalings, wat hom met hulle hele hart soek, wat ook nie onreg pleeg nie, maar net sy paaie volg. U het self u opdragte gegee, sodat mense dit noukeurig nakom. Ag, was my lewenspaaie maar standvastig, sodat ek die voorskrifte kon nakom, dan sal ek nie beskaam staan terwyl ek op al die bevele let nie. Ek prys u met 'n opregte hart, terwyl ek die regverdige beslissings bestudeer. U voorskrifte sal ek nakom, moet my tog nie in die steek laat nie. Nou, dit is belangrik dat terwyl ons hierdie Psalm lees, dat ons sal oplet op juis hierdie vraag, hoe kweek ek 'n liefde vir God se woord? Watse tekens sien ek, vingerafdrukke sien ek, wat hierdie psalmdigter vir ons gee oor liefde vir God se woord. Kom ons lees verder daarin. As ons na die volgende groep verse gaan kyk, vers 9 tot 16, wat begin met die woord weet, die tweede letter. Hoe sal 'n jong mens sy lewenspad suiwer hou? Deur dit te hou by u woord. Begin jy iets sien wat hierdie psalmdigter vir ons wil weergee en wil leer? Sulke psalms, akostiese psalms ook gebruik om vir kinders die alfabet te leer. Kyk na hierdie vers wat ons baie laat dink aan Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Met my hele hart soek ek u. Laat my tog nie afdwaal van die bevele nie. In my hart koester ek u woord. Kyk na daai woord koester. Dit proe na iets wat liefde sê. In my hart koester ek u woord, sodat ek nie teen u sondig nie. U moet geprys word, Here. Leer my u voorskrifte. Met my lippe vertel ek van al die beslissings van u mond. Oor die pad van u bepalings is ek verheug, soos oor enige rykdom. Waaroor verheug jy jou gewoonlik in die lewe? Oor die opdragte wil ek nadink. Ek wil op u paaie let. In die voorskrifte vind ek vreugde. Ek sal u woord nie vergeet nie. Wanneer 'n mens se hart gevul is met liefde vir iets, dan praat 'n mens graag daaroor. Mens is bly daaroor. Mens dink daaroor na, mens let op. Mens vind vreugde daarin. Jy vergeet dit nie. Dit wat jy liefhet, vergeet jy nie. Kom ons spring 'n bietjie na 'n volgende letter in die alfabet, na die 6ste letter in die Hebreëse alfabet, wat daar in vers 41 tot 48 begin. Ons lees net die laaste 2 van daardie strofe, wat almal met 'n waf begin, elke sinnetjie. Ek vind vreugde in u bevele wat ek liefhet. Ek reik uit na u opdragte wat ek liefhet. Ek dink na oor die voorskrifte. Ek dink 'n bietjie, as jy iemand of iets liefhet, hoe dit jou gedagtes vul, hoe jy daarna uitreik, hoe jy vreugde daarin vind. Kom ons spring na 'n ander letter van die alfabet, na die 13de letter, die meem. Vers 97 tot 104 gaan daaroor, hoe lief het ek u wet. Die hele dag dink ek daaroor na. U gebod maak my wyser as my vyande, want dit is altyd daar vir my. Is altyd daar vir my. Liefde, 'n geliefde. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u bepalings is vir my stof tot nadenke. Volgende verse wat nog steeds in die meemgroep val. Ek het meer insig as ou mense, want by u opdragte hou ek. Van elke slegte pad het ek my voete weerhou, sodat ek u woord kan onderhou. Van die beslissings het ek nie afgewyk nie, want dit is u wat my onderrig. Hoe streelend is die woord vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Uit die opdragte kry ek insig, daarom haat ek elke bedrieglike pad. As jy liefde vir iets het, hier in hierdie geval 'n liefde vir die woord, is kosbaar. Dit is smaaklik. Dit gee insig. Kom ons spring na 'n ander letter, tot die 14de letter, net na die meem is die noen.
spreek om dieselfde uit as ons en. Hy sê so 'n bietjie dwars gedraai. Baie bekende vers 105, Psalm 119. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. As ons lief is, gee ons koers. En ons gaan ook graag na iemand of iets wat vir ons koers gee. Ons raak lief daarvoor. Dit help ons om, wanneer ons verdwaal is, die regte pad te vind. Kom ons spring na die 21ste letter, die tweede laaste letters, is eintlik 2 letters. Daar is mense wat sê dat daar eintlik 23 letters in die Hebreëse alfabet is, die sin en die shin, maar baie mense hanteer hulle saam as die 21ste letter. Vers 161. Leiers vervolg my sonder rede, maar net vir u woord het my hart 'n heilige vrees. Ons kan 'n heilige vrees ook vertaal met eerbied of respek. Ek verheug my oor die woord soos iemand wat 'n groot byt gevind het. Dink aan as jy iets besonders kry wat jy lief kry. Soos dit 'n byt gevind word. Ek haat en verafskuw valsheid, maar u wet het ek lief. 7 keer per dag loof ek u oor u regverdige beslissings. Kyk na die ritme van 7. Groot vrede is daar vir hulle wat u wet liefhet. Vir hulle is daar geen struikelblokke nie. So kom ons dink 'n bietjie na. Hoe sal jy liefde definieer? As iemand vir jou vra, wat beteken dit om lief te hê? Wat beteken liefde? Beskryf die liefde tussen twee persone. Waaroor gaan dit? Verduidelik dit 'n bietjie, lê dit 'n bietjie vir my uit. So, as hulle vir jou so vra, beskryf jou liefde vir. Nou praat ek nie van sjokolade of biltong of van 'n ander gunsteling eetgoed of sulke tipe goed of jou hond nie. Praat van iets diepers. Vir party mense is die liefde vir hulle hond dalk diep. Hoe sal jy jou liefde vir God se woord beskryf? Dink 'n bietjie daaroor na. Ek het 'n oulike prentjie gekry wat vir my soveel boekdele sê. God het nie 'n vorm nie. God kies om sekere vorm aan te neem, maar ons het sy woord. Sy woord gee ook vir ons vorm in God se karakter. En liefde is deel van sy karakter. Om 'n liefde vir God se woord te kweek. Nou, ek het 'n paar beskrywings ontdek en herontdek in die lees van hierdie Psalm 119 en ek het nou net 'n paar dinge onttrek daaruit om vir ons juis ons tema te help bou. Sien, liefde gaan oor 'n neiging van jou hart, jou siel en verstand. Ons het dit gesien in hierdie Psalm. Dit herinner ons ook aan Deuteronomium 6 wat vir ons sê dat die Here die enigste Here is, ons Here is. En daarom sê vers 5 daar in Deuteronomium 6, waarna ons gaan nog by hierdie teks kom in ons reeks. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en al jou krag. En ek dink dit gaan ook daaroor dat ons 'n liefde vir sy woord het. Om 'n keuse en 'n voorkeur te hê. 'n neiging van jou hart, siel en verstand. 'n keuse en 'n voorkeur vir God se woord. Ons sien dit so in hierdie Psalm oor en oor sê. Ek het nou baie jare gelede daar in die platteland het 'n ou oom vir wie ek baie respek gehad het vir my gevra eendag, hoe sal ek die liefde tussen 'n man en 'n vrou beskryf? En ek het 'n klomp slim antwoorde probeer en hy het net in sy eenvoudige manier in wysheid, diep wysheid gesê, dit gaan vir hom oor aangetrokkenheid. Om aangetrokke te wees tot iemand. En ek het baie daaroor nagedink. Want iets wat jou teenoor wie jy aangetrokke voel, is iets wat vir jou vreugde bring en jou gelukkig maak. Mens beweeg dadelik soontoe. Kyk nou 'n bietjie in 'n groep mense. As hulle bymekaar is, ons gaan soek die mense uit teenoor wie ons aangetrokke voel. Die mense wat ons gelukkig maak, vir ons vreugde bring. Sien, dit is ook iets wat ons najag. Ons gaan soek dit uit. Ons wil so iemand najag. Ons wil so iets najag. Om die Here se woord op so 'n manier lief te hê, beteken dat ek aangetrokke voel tot sy woord, soos hierdie Psalm 119 vir ons leer. Ons vind vreugde daarin. Die Engelse woord pursue. Ek wil dit
wil dit najag. Doen moeite om dit in die hande te kry, om tyd daarin te spandeer. Hierdie liefde vir hierdie woord gaan ook oor toewyding, nê? Kom ons gebruik weer daai Engelse woord, om committed te wees, om opgeoffer te wees, toegewyd daarna toe. Nou, ek het nou die voorreg gehad om hierdie naweek 'n paartjie in die huwelik te bevestig, en hulle het natuurlik vir mekaar ringe aangesit, ringe wat hierdie toewyding bevestig. Hierdie toewyding dat hulle aan mekaar toegewy is, aan mekaar behoort, vir mekaar bespreek is. God se woord is vir ons. En om die liefde vir sy woord te hê, beteken dat jy daaraan toegewy is, opgeoffer is aan sy woord. Nog een van daardie kenmerke is oorgawe. Ons sien hier in Psalm 119 'n herhaling, 'n oor en oor getuienis van oorgawe. Oorgawe wat sê dat ek hierdie woord vertrou en toelaat om my te beïnvloed, om onder die invloed van hierdie woord te wees, om my te kalmeer wanneer ek kalmte nodig het. Ek is oorgegee daaraan. Liefde is om 'n oorgawe te maak aan iemand. 'n Oorgawe teenoor God, 'n oorgawe teenoor sy woord, beteken dat jy juis as gevolg van liefde daarvoor en vir hom, jou onder die invloed van sy woord plaas, soos hierdie psalmdigter sê in Psalm 119, herhaaldelik. Liefde beteken ook dat dit 'n oorweldiging is, om oorweldig te word deur iemand. Die Engelse woord daarvoor is to be consumed. So, jy word so oorweldig, word so consumed, dat jy in een is, en eens in alles. Kyk na daardie prentjie van die hande, wat vou rondom 'n gebalde vuis, en dit verander, dit oorweldig, dit consume, om 'n sagte hand te word. Ons lees hier in Psalm 119 as hierdie digter praat oor liefde vir God se woord, dat hy tyd daarin spandeer. 'n ritme selfs van 7 keer 'n dag om God te prys en te loof. Tyd daarin te spandeer. Dit beteken gefokus en teenwoordig. As jy sien, hierdie prentjie is 'n prentjie waar 'n pa sit en werk by sy rekenaar, en 'n kind naderkom om iets dalk van hierdie pappa te vra, en wat beteken dit? Hy word onderbreek. Maar kyk na sy gesig en sy uitdrukking. Sy aandag is gefokus op sy kind. Ja, my kind, wat is dit? Waarmee kan ek help? Nie onvriendelik nie. Nie hastig en afgejaag nie. Om 'n liefde vir God se woord te hê, is om tyd daarin te spandeer, nie afgejaag te wees nie. Gefokus en teenwoordig. Wat Psalm 119 vir ons leer. Liefde beteken ook dat ek 'n diepste vertroue het. Geloof het te doen met 'n diepste vertroue. Om in God se woord ook 'n diepste vertroue te hê, dit toe te laat dat jy vasgehou word deur daardie belofte, daardie vertroue wat jy daarin het, die geloof wat jy daarin het. En ons moet God se woord toelaat om inspraak te hê in ons mees intieme ruimte, ons hart, siel en verstand, wat daardeur gerig word. Wanneer ons in 'n verhouding op mense in vertroue neem, beteken dit dat ons hulle toelaat om inspraak te hê in ons mees intieme ruimte, ons diepste binneste waar hande nie kan bykom nie. Om met God se woord in liefde om te gaan, is om dit ook toe te laat om inspraak te hê in ons mees intieme ruimte. Dis wat hierdie psalmdigter sê. Om 'n liefde te hê en ook vir God se woord, beteken dit jou eerste prioriteit. Hier 'n prentjie van 'n gesinnetjie wat vroegoggend met sonopkoms eerste prioriteit bymekaar is, hande vashou, 'n sonsondergang oomblik, 'n skemer oomblik. Dis 'n oomblik van omgee. Dis die kosbaarste. Beteken dit waarde? Het God se woorde vir jou, sy woord, jou Bybel, eerste prioriteit in jou lewe? Die kosbaarste, omgee oomblik. God wat sy omgee teenoor jou verklaar deur sy woorde. Want jy het waarde. Het God se woord ook vir jou waarde. Om 'n liefde te hê vir iets beteken dat daar gesprek plaasvind.
Psalms, inteendeel, is gesprek. Ook in hierdie Psalm, dis 'n lang Psalm, maar dit sal interessant wees om ook hierin te kyk hoeveel kere daar nie net oor God gepraat of oor sy woord nie, maar met God gepraat word. En God wat ook met die mens praat. Deur sy wet praat hy ook met ons, want dit gaan oor voorskrifte, sy wil vir ons, sy hart vir ons. Maar sien, wanneer jy liefhet en jy in gesprek is met iemand, dan luister jy om te verstaan en te begryp. Jy chip nie in nie. Jy onderbreek nie die gesprek met jou wil en jou opinie en jou oortuiging nie. Jy laat toe dat daardie gesprek jou beïnvloed en jy's teenwoordig en jy luister om te verstaan en te begryp. Jy gee jou aandag daarin oor. Sien, om ook liefde te hê vir iemand of liefde vir God se woord is om die hoogste respek te hê en te toon. Daar's eerbied en waardering. Die woord wat hier gebruik word in Psalm 119 is 'n heilige vrees. Eerbied, waardering, hoogste respek vir God, vir sy woord. Liefde is ook daar om te verdedig. En as jy liefhet, dan is jy bereid om self ook alles te gee om dit te verdedig. Om dit te verdedig. Jy tree beskermend teenoor dit op. Ek dink in kort het ons mekaar gehelp om te hoor wat dit beteken en behels om 'n liefde vir God se woord te hê. Dat jy jou wil, jou tyd, jou aandag, jou fokus, jou vertroue, jou gehoorsaamheid, jou toewyding, jou eerbied, jou neiging, jou aangetrokkenheid, jou oorgawe. Jy's gee ook vir God se woord. Spandeer 'n paar oomblikke en maak nou tyd vir gebed. Jy kan die video net hierso pause en vir 'n paar oomblikke oorgee by hierdie skerm en tyd spandeer om die Here te vra om vir jou 'n liefde te gee vir sy woord. Kom ons bid saam. Here, dit is ook ons gebed, dat U ons sal help om 'n liefde te kweek vir U woord. 'n Liefde omdat ons wil neigend buig en onderdanig maak. U toelaat om ons te oorweldig en te beïnvloed deur die woord. Help ons om daarvoor tyd te gee. Die belangrikste en eerste en hoogste prioriteit. Help ons om daaraan teenwoordig te wees, om ons aandag en fokus gewy te gee aan U. Help ons om U woorde te vertrou. Nie net beloftes nie, maar ook die raad wat dit gee, om ons lewe te rig en koers te gee. Help ons om dit te gehoorsaam, omdat ons dit liefhet. Help ons om toegewy te wees daaraan, opgeoffer aan U woord. Help ons om eerbied en respek te hê vir U woord. Want is U woorde eenkant gesit en heilig. Help ons om 'n neiging te hê, 'n aangetrokkenheid, 'n oorgawe vir U woord. Here, en soos dit is dieper in hierdie volgende weke gaan beweeg daarin, ook hoe word ons stil met U woord? Hoe spandeer ons regtig hierdie oomblikke en help ons ook daarin, want ook in U woord gee U vir ons daarin riglyne. Maar mag ons dit inoefen elke dag. Dankie dat jy ook begrip het in die hart, want baie keer kry ons dit nie reg nie en sukkel ons en is daar net dinge wat gebeur wat ons dag so besig hou. Maar mag ons keuses maak om te wil en dit deur te voer. Tyd omdat ons lief is vir U en U woord. Amen. Volgende keer gaan ons 'n bietjie weer dieper in beweeg hierin en natuurlik meer tyd daarin spandeer. En wat 'n voorreg was dit nie. Gaan lees dalk hierdie Psalm, dis 'n uitdaging. Dit het vir my net weer nuut sin gemaak om op hierdie kunstige manier daarna te gaan kyk, te gaan delf en te gaan soek na nog verse wat ons help om ons in te oefen in hierdie liefde vir God se woord. Mag die Here vir jou seën, mag die Here vir jou beskerm, mag die Here met vriendelikheid na jou kyk. Mag die Here tot jou redding verskyn. Mag hy jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. 'n Geseënde dag vir u elkeen. Amen.